Jesus will be there.
En Here, ons gee vanmôre hulle wat siek is. Here, om oor te gee. Beteken vanmôre ook vir my Here dat ons gee oor hulle wat siek is. Dan die pop wat operasie moet kry, wil in die hospitaal, wie, Here, Corrie wat operasie gehad het, Here, ander wat ek dalk nie nou doen nie, gee ons vanmôre ook oor aan. Hulle wat vanmôre hartseer het, hulle wat vanmôre behoefte het, Here, ons gee ook oor. Elkeen van hulle in U hand, sê Here, dat die rykdom van die genade, dat die grootheid van die barmhartigheid en die omvangryke van die liefde, Here raak hulle aan en seën hulle met genesing, met krag en sterkte. Vra dit in Christus naam en ek dank U daarvoor. Seën hulle die voorkoop, Here, maak ons hart onvruchtbaar. Vra ek in Christus naam. Amen. Let my hande make my heart sound and blue. Make my heart sound and met my in my lewe gestap het. Dinge kon vir soveel anders gewees het. Dankie Sonja. Ek het die dingetjie vergeet om aan te sit of terug op te skool. Ek gaan vir die Sondagskool vir ons ook uitprobeer. Kinders is wat nog nie uitgegaan het, ek dink. Dan kan jy dan nou gaan uitgaan. Ek het gesien Anna kom met so'n groot oorvol. Sê was het petrol, sy sê jy is koeldrank, sê maar koeldrank is petrol vir ek. Ja. Maar ek is dankbaar dat die Here met my 'n besonderse pad in my lewe gestap het. En dan besef ek net een ding, dat elke dag van my lewe leer ek iets. Solank as ek 'n ontvanklike hart en gesindheid het, kan ek elke dag iets leer. Ek wil vir julle lees uit Eksodus 17 verse 18 tot 13. Eksodus 17 verse 18 tot 13. Nee man. Wat gaan nou my Bybel aan? Kom ek lees vir julle. Ek is by die regte plek, dis net nie vers 18 nie, is vers 8. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Josua gesê, kies vir ons manne en trek uit en veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die hemel geklim. En telkens as Moses sy hand ophou by die Israeliete die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en dit onder hom neergelê dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard
en neerlaag toegebring. Tot sover mag die Here sy woord en my oordeenking daarvan ryklik sien. Die volk Israel is besig om te trek na die beloofde land. Hulle is moeg, hulle is swak, hulle is uitgeput. Hierdie reis wat hulle reis is nie maklik nie. En dan murmureer die klomp onder mekaar. En laat ek nou vandag vir jou een waarheid sê. Daar's niks wat 'n mens so moeg maak as 'n gekerm en geklaar die hele dag nie hoor nie. Dis nie waar nie. En ek dink Moses spesifiek met hierdie volk Israel was uitgeput ook van die kla. Want toe hulle daar by Horeb gekom het hulle gekla oor water. En hulle het van plek tot plek getrek, sê die eerste vers van die hoofstuk, tot hulle by Rephidim gekom het. En nou kom hulle by Rephidim aan en hierdie plek se naam beteken rusplek of plek van verposing, 'n plek waar ons 'n bietjie kan asem skep. Maar jy sien hulle het tente daar opgetrek en daar was geen water om te drink. Die volk het gesmag na water en het gemurmureer en het gekla. En hulle het rus nodig gehad en water was deel van die verkooping wat hulle nodig gehad. Wat hulle by hierdie plek kom met die naam van 'n rusplek en 'n plek van verposing kom, 'n plek wat vir hulle belofte ingehou het, 'n plek wat vir hulle afwagting ingehad het, van rus en bietjie sterker word, kom jy aan Amalekiete en val hulle aan. Hierdie volk was moeg, hulle was nie gereed en ook nie opgelei vir 'n geveg nie, hulle was verswak, hulle het rus nodig gehad, hulle was nie opgelei om te veg en die oorlog weer te maak. En Moses besef dit. Hy besef dat hulle God nodig het. En hy sê vir hulle daar in die 9de vers, hy sê, môre sal ek op die top van die hemel gaan staan, met die staf van God in my hand. Nou moet jy baie mooi onthou dat hy sê, ek gaan met die staf van God op die hemel staan. Daar was 'n tydjie, 'n paar jaar gelede, wat daar die staf maar 'n gewone herderstaf was, wat in Moses se hand was. Want die Here vir hom sê, Moses, jy moet my volk gaan uitlei. Toe gebruik die Here daardie staf van Moses om 'n paar dinge te doen. En nadat hy daardie dinge gedoen het, nou sal 'n paar van dit vir julle noem. Nadat hy daardie dinge gedoen het en met daardie staf, het hulle dit anderster genoem. Hulle het nie meer gesê dis 'n herderstaf of Moses se staf nie. Hulle het gesê die staf van God. Hierdie staf van Moses was vir hulle veel meer as 'n blote herderstaf. En Eksodus 4 vers 2 leer ons waar die Here vir Moses vra, wat is in jou hand? En Moses antwoord, dis 'n staf. Dis 'n staf. Niks beter as die gewone nie, is 'n gewone staf, herderstaf. Maar God gebruik hierdie ding wat in Moses se hand is, as 'n simbool van sy vermoë, van sy mag en van sy gesag en van sy autoriteit. My broer en my suster, ek wil vandag vir julle sê, daar's baie dinge in ons hand wat die Here wil gebruik om sy mag, sy gesag, sy autoriteit en sy majesteit te wil uitdra, te wil bevestig, te bewys. Ek het eendag jare gelede 'n preek geluister van 'n pastoor, Basie Koetser, hy is oorlede. Hy het gestaan met 'n koringaar in sy hand, toe vra hy, wat sien jy? Almal sê 'n koringaar, maar daar was een of twee wat gesê het, nee, ek sien 'n hele land vol koring, want dis die potensiaal wat in die hand is. Moses se staf het vir hierdie mense gesê, die potensiaal van 'n God wat met ons is met ons. Ons lees in Eksodus 4, die 17de vers, sê die Here vir Moses, neem die staf, en met daardie staf sal jy tekens doen. En dis dan, wanneer die staf begin genoem word, die staf van God, volgens die 4de hoofstuk, die 20ste vers. Die Here gebruik die staf as 'n instrument voor Farao, ten eerste om dit in 'n slang te verander. Nou het die verhaal, Moses sy staf daar neergegooi, daar word geslaan. Tel hom op, speer sy staf. Deur die Nylrivier in bloed te verander, toe met sy staf daar opslaan. Die plaag begin, paddas en haal en al die goeters. Moses se staf was 'n instrument. Die staf word gebruik by die skeiding van die Rooi See. Hier staan hulle die see voor hulle, die vyand agter hulle weet nie waarheen om te gaan of wat om te maak nie.
en Moses raak die water aan met die Rooi See. Die see kloof oop. En by Horeb slaan Moses die rots, daar kom water uit. Hierdie staf was vir hulle 'n simbool van wat God kan doen. En Moses sê, ek sal met hierdie staf, wat dien as 'n herinnering vir elkeen van julle, van wat God kan doen, sal ek gaan en ek sal daar op die hemel staan, en elkeen van julle, as jy nou daar na die hemel toe kyk, terwyl jy in geveg is, of terwyl jy ergens anders is, maar as jy sien, ek staan daar met my hande omhoog, en in die een hand het ek my staf, dan weet julle dat God is met ons. My broer en my suster, daar is een waarheid in die lewe wat ons baie maklik vergeet, ons dink nie daaraan nie, maar dit is geweldig belangrik vir elke van ons as Christen. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou in die Here. En dan kom die 5de vers, as jy nog nie gehoor het, jy gaan nie nog 'n paar maal hoor in die toekoms, ek is lief om dit te sê, maar kom jy by die 5de vers, hy sê, want die Here is naby. As jy na die oorspronklike taal gaan kyk, dan beteken dit, as jy jou hand so waar jou elleboog is, God is nie verder as dit van jou af nie. God is met jou. Kyk na die staf in Moses se hand, is daar sal jy sien, dat die Here, die almagtige God, hy het die see oopgekloop het, hy wat water in die rots laat kom het, hy wat paddas gebring het in oorvloed, hy wat die haal gebring het in Egipte land, hy wat die Nilrivier in bloed verander het, in stok en staf en in 'n slang verander het. Daardie God is met jou. Sy mag en sy vermoë is onbeperk, en dis die God wat saam met u en my is. Maar hoor mooi wat ek vanmôre sê, dan kom daar omstandighede. In Israel's geval was dit die Amalekiete wat hulle aanval terwyl hulle moeg is, onvoorbereid is, onopgelei is. En dan kleinmoedig om te weet, hulle staan nie in eie krag nie, maar daar is 'n God wat saam met hulle is. Romeine 8 sê, as God vir ons is, wie of wat kan teen ons wees? Is lief om die Engels aan te haal. Jy het dit al gehoor, maar kan ek maar vanmôre weer sê. What shall we then say to these things? Wat sal ons vir hierdie goed sê? Honger, naaktheid, en al daardie goeders wat weer gepaard gaan. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En terwyl Josua veg, staan Moses daar in sy hand die simbool van God se mag en God se teenwoordigheid. Daar op die heuwel vir almal om te sien. Ons het soms nodig as mens om te onthou dat almagtige God 'n God wat wonders doen in ons lewe is, in ons midde is, met ons is in ons stryd. Ons sien hier in vers 11 dat Moses se hande word omhoog gehou. En solank as dit sy hande in die lug is, kry Israel die oorhand, maar die oomblik wat sy hande swak en ons het dit gelees, dan kry die Amalekiete die oorhand. Wat sê dit vir ons? Wat beteken dit vanmôre vir jou en vir my? Een ding moet jy en ek onthou, en moet ons weet. Wanneer jy die hande ophef, het jy 'n gebedsposisie ingeneem. Ons dink baie keer dat wanneer jy jou hande ophef, is dit net lof en dank. Nee, dit is dit ook, maar dit is nie net dit nie. Dis 'n gebedsposisie. Dis 'n posisie wat jy inneem om te wys dat jou hulp is van die Here en jou verwagting is in die Here en jou afhanklikheid is van die Here en jou vertroue is in die Here. En Moses staan daar met sy hande in die lug en hy neem haar die gebedsposisie in en die Israeliete het geweet. Hulle het geweet wat dit beteken. Dit was as ware 'n teken dat Moses God vertrou in die stryd. Hy het nie die simbool nodig gehad nie. Ja, dit het vir hom bemoedig. Dit het hom hoop gegee en ook vir die volk hoop gegee en moed gegee. Maar Moses het daar nodig gehad om sy hande op te hef, dat die volk kon sien en sodat hy self kan weet, my vertroue is in die Here wat vir my die oorwinning en die Amalekiete in my hand gee. Die staf was 'n simbool van God se mag en van God se teenwoordigheid, maar Moses se hande omhoog was 'n teken dat Moses tot God roep, dat Moses tot God bid. Weet jy, 1 Timoteus 2 vers 8 sê dit vir ons mooi, Paulus is besig om met die jonge Timoteus te praat, en hy gee hom lering en hy gee hom raad, en hy sê, ek wil hê, jy moet dit leer Timoteus, dat mense moet hulle hande ophef, en opregtheid tot God sê een vertaling. Ander plek sê, julle moet altyd julle hande ophef.
Psalm 28 vers 2 sê, luister na my stem, na my spreking, as ek my hande ophef. Dis 'n vorm van om te sê, Here, hier staan ek is hoop. Vertrou U, ek is afhanklik van U. Moses het hom hande op het gewys, hy is in gebed, hy vertrou in die Here, hy het 'n geestelike stryd wat hy stry, en wanneer sy hande sak, dan kry die Amalekiete die oorhand. Weet jy wat gebeur in U en my lewe, my broer en my suster? Maak nie saak hoeveel simbole ons van God se teenwoordigheid in ons huis het nie. Weet jy, ons het 'n stoep gehad, en man, as ek op daai stoep kom, as ek so toe kyk, sien ek die see, as ek terugkyk, sien ek die kruis. Ek weet nie hoeveel kruise moes ek vir elke opsit daar nie. Mooi gelyk, maar ek het 'n magtom kruise opgesit. En dit was my symbool van die Christendom, van 'n Christus wat vir my gesterf het, maar ek het een ding besef. Dis nie die symbool wat die verskil maak nie, dis die kontak, die gebed, die vertroue wat ek deur gebed in die Here my God stel. Moses se hande omhoog het gebuig hy se gebed. My broer en my suster, dieselfde beginsel geld vandag nog. 'n God van mag en 'n God van gesag en krag, sonder einde aan sy krag en sy mag en sy gesag, is met ons. En ons kan baie simbole hê daarvan, maar wie wat daardie simbole moet ons net motiveer om jou hande op te hef en te kom by 'n plek waar ons sê, ek sal my knieë buig, ek sal my stem verhef met God in gebed. Omstandighede vang ons en baie keer dan kry ons swaar en ons kan nie verstaan nie. Hier is 'n teksvers wat sê, julle bid. Of julle ontvang nie, eintlik wil ek hom sê. Julle ontvang nie, want julle bid nie, julle vra nie. My broer en suster, dieselfde wat Moses daar doen, behoort u en ek te doen. Maar ek wil verder gaan, ek wil ook sê, dieselfde wat Aaron en Hur doen, dit behoort u en ek ook te doen. Ek sien Moses staan daar, hy is moeg. Sy bene is moeg. Hy het ook gereis deur die dorre woestyn. Moses het ook oor klipprige pad en stofpad gestap. En Moses was ook nie meer vandag sy kind gewees nie. Nou staan hy daar en hy raak moeg en sy arms raak moeg. En wanneer sy hande verslap, kry die vyand oorhand. Wanneer Moses se gebed, sy afhanklikheid van God verslap. Wanneer u en my gebedslewe daaronder lê en ons verslap daarin, dan kry die vyand oorhand in ons lewens en ons omstandighede. Daarom is gebed so belangrik, dit is 'n kragtige wapen. Ons as mense soos 'n Moses, ons raak moeg. Wie wanneer jy moeg raak, het jy 'n Aaron en 'n Hur nodig. Ek luister nou die dag 'n argumentverhaal op TikTok was. Ek lees baie keer die goed en baie keer is ek dom genoeg om te reageer. Gelukkig nie te veel nie. Maar dan praat die mense daar oor sekere dinge wat in die kerk moet gebeur nie, en dan kom mense en dan sê hulle, ja, maar dis hoekom ek nie kerk toe gaan nie, en dis hoekom ek doen maar dit by die kerk doen, by die huis doen, en dis hoekom ek by die huis doen. My broer en my suster, wie wat, jy kan by die huiskerk hou net soveel as wat jy wil, maar as daar nie 'n Aaron en 'n Hur is om jou hande omhoog te hou nie, gaan jy swaar kry. Want jy sien, gebed gaan ook saam met samewerking. Jy het ook iemand nodig om jou hande omhoog te hou. Jy het ook iemand nodig wat vir wie jy kan sê, wie wat, ek raak moeg in my geestelike stryd, bid saam met my. Dra my, ondersteun my, vat my hande en hou hulle omhoog. Gee dat ek altyd met God in gebed kan wees. Anders gaan dit nie met my goed gaan nie. Anders is daar verloor op die kaart. En daar, dit maak die kerk ook 'n belangrike plek. Dat dit 'n plek sal wees waar ons vir mekaar kan bid en saam mekaar kan intree, mekaar kan herinner en sê, maar wie wat God, wat jou hoor wanneer jy tot hom roep, is die een wat sê, ek sal jou uitred, en ons moet hom eer gee. En hy gee Moses 'n klip om op te sit. Sy bene was moeg van die staan, en hulle kom ondersteun sy hande, hulle help hom om het hoog te hou. Hulle kom ondersteun hom, sodat hy kan voortgaan in sy gebed. En dis wat ons moet doen met mense in ons lewens, met ons broers en ons susters. Hierdie gedeelte leer ons wat Efesiërs 6 ook vir ons sê, dat ons stryd is nie altyd net vlees en bloed nie. Ons het ook 'n geestelike stryd wat ons stry.
En Moses sê vir Josua, jy gaan veg jy die vlees en die bloed, maar ek sal hier die geestelike stryd stry. Ek bedoel, suster, ons het dit ook nodig in ons eie lewens, in die gemeente. Ons kan die vraag vra, wat leer ons as mens, as gesin en as gemeente uit hierdie gedeelte? En dan is die antwoord vir my baie duidelik, en ek het dit reeds eintlik al genoem, dat gebed en samewerking die sleutel tot oorwinning is. Elkeen het sy deel gedoen, elkeen het iets gedoen. Moses het met God gepraat. Moses het die symbool daar gehou dat die mense kan besef dat God se krag en God se mag en teenwoordigheid is daar. Aaron en Hur het gekom en vir Moses toe hy moeg is en hy nie meer kon staan nie, 'n sitplek gegee, maar dat hom gehelp om sy hande omhoog te hou, dat die gesprek en die afhanklikheid en die vertroue in God nie verbreek kon word nie. Intussen het Josua en die manne wat saam met hom was, gedoen wat hulle kon doen, en God gee oorwinning in hulle hande sonder. Hoekom kon die Here net 12 in die middag gegee het en net so voor ete? Kon hulle mense geëet het en 'n bietjie gaan lê en rus het? Nee, sonder, want my broer en my suster, dit leer nie aan my, ons moet volhard. Ons moet volhard. Moenie halfdag ophou nie, jy moet die stryd stry, en jy moet aangaan. Dit is 'n wyse om te sê van Moses, ek is afhanklik van God. Met eerbied, met respek en vertroue wend ek my na die Here. Daar lê 'n groot les vir ons. Ons voel partymal of ons ook oorweldig word deur 'n vyand. Maar die antwoord is vir ons voor die hand liggend. Hef jou hande op en praat met God. Dis vanmôre 'n herinnering, 'n wyse van ons te onthou, dat elke keer wat jy hande ophef, praat jy met God. Nie bloot net hande ophef nie. Dan moet daar 'n bietjie hart en wat ook al daarmee spaart gaan. Dis 'n herinnering dat daar's vertroue in God. Ek kyk vanmôre toe ons sing en die voorsangers steek hande op en hier in die bank steek hande op. Dis nie maar net iets nie, dit beteken iets. En ek sê dit vanmôre dat jy kan weet dat wanneer jy jou hande opsteek, dan sê jy dit, o Here, wees my genade, o Here, help my, Here, en wat ook al jy vir die Here wil sê. Dit bewys jou afhanklikheid, jou vertroue, jou eerbied, jou respek vir God. En dan wanneer ons swak is, dat daar mense sal wees wat ons ondersteuning gee. Nou sê ek nie vanmôre nie, asseblief mooi met jou. Ek sê nie, Johnny, as jy sien jou broer en suster steek die hand op, gevat hande, sit hulle in die lug nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Kom uit die hart uit. Geestelik, soos ons in die kerk staan en ons steek hande op, praat ons ook met die Here deur ons liggaam. Moses het vir die volk gebid, en Aaron en Hur het hom gehelp om te kan oorwin. Daarom is 'n bidkamer in 'n kerk 'n belangrike plek. Het 'n oop uitnodiging dat as jy gebed nodig het, kan jy voor die diens daar instap en sê, vir wie ook al daar is, kom bid. En as jy nie iemand daar kan jy vir Corrie kry of enig iemand anders kan jy sê, kom bid saam met my. Dan bid ons saam met jou. Of jy kan na die diens kom en sê, hoor ek het gebed nodig. Of wanneer daar uitnodiging is, kan jy kom en sê, ek het gebed nodig. Dis ons manier ook om jou hande omhoog te hou. En dit veroorsaak die oorwinning. Dit bring die oorwinning. En terwyl die stryd fisies duur, terwyl Josua veg, het Moses aangegaan. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. My broer en my suster, Josua in krag en met sterkte en met swaard kon hierdie oorwinning behaal. En Moses op die heuwel nodig gehad, wat vir die mense sê, daar's 'n God met jou. Hy het Moses nodig gehad op die heuwel, maar die hande opgehef het en gesê, Here, ons is afhanklik van U vir oorwinning. Here, hierdie is nie net 'n dooie seun nie, dis nie net 'n spul paras wat moet verskyn of wat ook al nie. Here, hier is lewens op die spel.
Here het ons oorwinning, wat jy sien wanneer die oorwinning na die mense toe kom, dan sien ook dat Moses wat met die hande in die lug gestaan het, opgegeven, met God gepraat het vir hulle gehelp om oorwinning te bewerkstellig. En dit bring 'n getuienis na vore, wat sê terwyl hulle met God praat, terwyl hulle fisies doen wat hulle moes doen. Daar is 'n plek in die Bybel waar hulle sê die ouens het met die wapen in die een hand gestaan en die troffel in die ander hand, terwyl hulle besig was om te herstel die tempel en wie weet wat alles, het hulle ook gestaan met die swaard in die hand, wat hulle moes doen wat hulle moes doen. Maar daar was ook 'n geestelike stryd wat oorwin word. Nie deur krag, nie deur geweld, maar deur my gees, spreek die Here. Dan kan ek nie anders, en ek sê dit in afsluiting, as om te dink in daardie teksvers wat vir my sê, wie wat het wanneer ek nie meer weet wat om te bid, dan sal die Heilige Gees. En dat teksvers wat sê, dat die Heilige Gees tree saam in by die Vader met onuitspreeklike versigtigheid. Wanneer jy gaan jou binnekamer, jy wil jou hand opsteek, dan doen jy dit, dan is die krag in die hand in. Iemand sê nou dat hulle het 'n ding geblaas en dit is 'n ander persoon wat gesond gaan word. My broer, my suster met groot respek en eerbied sê, jy kan jou eie beeld blaas, jy kan 'n trompet blaas, jy kan 'n horing blaas, jy kan blaas net wat jy wil, maar as die Here jou God nie vertrou word nie, sal daar niks gebeur nie. Amen. Amen. Dis die Here ons God wat die verskil maak. Dis ons vertroue in hom wat die verskil maak. Maar nou sien jy dat saam met hierdie gebed wat belangrik is, moet daar samewerking wees, dat ons kan volhard. My broer en my suster, ek kan elke dag hier wees en kom bid, 5 uur in die môre of hoe laat ook al. Ek gaan moeg word. Ek het nodig dat mense saam bid. Dat daar samewerking is. Nou sê ek vanmôre daar is nie samewerking nie, inteendeel, ek dankie vir samewerking. Kan dit beter? Ja, altyd. Maar die oorwinning is ons. As ons net weet dat God is met ons. En as ons net weet, ons sê dat ek bietjie praat met Jesus, maak alles reg. Dat ons net weet waar lê ons krag, waar lê ons vertroue. Ja. Dis waar ons oorwinning lê. My broer en my suster, as jy swaar kry, is daar omstandighede in jou lewe, wil ek vanmôre vir jou sê. Het jou hande op in afhanklikheid en erkentlikheid teenoor 'n lewende God. Sê ek weet God is met my, en die God wat met my is. Die God wat my kan help om te oorwin hierdie stryd waar ek myself. Ek wil vanmôre jou hande omhoog deur my gebed. As jy vanmôre gebed nodig het, jy weet so lekker van gebed, jy hoef nie voor te kom sê, eers ek het pyn in die linkerbeen. Nie nodig om dit te weet, God weet. Hy weet as jy net jou linkerbeen wat plan, jy weet jou regterknie is op pyn. As jy nou vol 50 is, dan staan jy met stywe spiere op, as jy by 60 is, as jy dit seker al gehoor. Maar my broer en my suster, ek het nie nodig om te weet nie, maar ek sal weet dat God wat hierdie geweet. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy saam met my wil staan vanmôre sê, bid net saam met my dat die Here my sal help. Om staande te bly soos Moses, en my gebed sal volhard. Dan vra ek staan jou saam met my. Vader, ek kom vanmôre na jou toe. En ek bring elkeen wat vanmôre sê, ek het 'n Aaron en 'n Hur nodig om my arms omhoog te hou. Dat ek my gebedslewe, my geestelike stryd kan stry. Here, wil ek sê dat ek vanmôre ook 'n Aaron en 'n Hur funksie wil vervul. En vra Here dat hy elkeen krag sal gee, sterkte sal gee. En waar hulle swak is, iemand sal gee wat hulle kan hulle hande kan omhoog hou. Sodat die vertroue in U sal bly. Hulle roep na U sal wees, soos Dawid sê. En Here, die oorwinning, hulle deel sal wees. Vra dit vanmôre vir een en vir elkeen. Here, U ken hulle behoefte, U ken hulle begeerte, hulle bekommernis, hulle vrese. U weet wat hulle van U verlang.
Here, soms is dit gesondheid, en soms is dit materieel, en soms is dit iets anders. Maar ons bring dit vanmôre en ons staan saam en ons sê, Here, hou hulle arms omhoog, ons bid saam vir die oorwinning wat U gee, vir die oorwinning wat U kan gee, vir die oorwinning wat U glo U sal gee, en vra dit in Christus naam. Amen. Terwyl ons staan, kom ons sing 'n laaste lied saam.